Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal, is lekker om saam met terug te wees. Mag die Here vandag vir ons seën soos wat ons brood breek. Ek met jou, jy met my, en die wat ingeskakel is, die wat deel is van Kruiskyk, mag die Here ons seën. Dankie dat julle hierdie netwerk volg en that you're supporting it, because it's a platform and a place where God's word is ministered en mense se lewens word verander. Nie net jou lewe wat kyk nie, selfs ons lewens wat vandag die boodskappe bring op hierdie platform. So mag die Here jou seën. Ek wil vandag vir die kykers sê, en ons volgers sê, en ons mense sê, en ons broers en susters sê, as 'n ou storie, maar as 'n nuwe storie. Die Here kom, die Heilige Gees bring dit oor en oor, het weer galm oor die aarde, dat die Here kom, Jesus kom, en ek kan jou sê, ons moet voorbereid wees, mense, ons harte moet oop wees vir die verandering, want God is besig om die bruid reg te maak. Ek het dit 'n paar weke terug gesien, ek gaan dit weer sê, onthou nie, die kerk is nie die bruid nie, die bruid kom uit die kerk uit. Dit beteken nie almal wat binne in die kerk is gered nie. Ek het dit 2-3 weke terug gesê, nie almal wat binne in die kerk is reg om te gaan nie. Nie almal wat binne, ek het gehoor in tydens COVID, hoe mense gesê het, die een ding wat hulle baie bang voor was om te sterwe. En nou, as ek dan 'n kind van die Here is, hoekom is ek dan bang om huis toe te gaan? You know what I mean? Miskien voel ek, ja, maar ek het nie myself uitgeleef nie, of ek het regrets, of ek voel, maar Here, ek het dan nog niks gedoen in my lewe nie. Maar die vraag dan is, as jy dan tyd niks gedoen het, wat het jy nou gedoen? Because baie keer het ek regrets op die sterfbed of op 'n bed van siekte, maar ek het niks daarna gedoen toe die Here my opgelig het nie. En dis baie keer wat ons by aan 'n fout lê. Want ons sê, nou gaan ek die Here dien, en nou gaan ek net siele ben, en nou gaan ek net, maar toe die Here my toe oprig, en onthou dat die Here sien die einde van die begin af, maar toe hy my toe oprig, het ek ook nog nie verander nie. My maniere van dinge doen het ook nie verander nie. Jesus is besig om te sterwe, of hy's op pad om gekruisig te word. En hy begin praat in Johannes 13 vanaf, begin hy praat oor, ek gaan met my Vader praat, om vir die Heilige Gees te gee. Die Engels sê dit so mooi, the Holy Spirit is promised, en dan sê in 'n ander vertaling, the promised, of another version, of another topping, heading, the promised Holy Spirit. So hy sê, ek gaan met die Vader praat, ek gaan met my Pa praat, hy praat met sy disciples, en hy sê dat ek die Vader gaan vra, om vir die Heilige Gees te gee. En die Heilige Gees, hy sê, is beter dat ek gaan, want wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy vir julle lei in alle waarheid, want wie is die waarheid? Jesus is die waarheid, hy is die weg, hy is die waarheid in die lewe. Hy sê, niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. So hy sê vir die disciples, is beter dat ek gaan, want as ek gaan ek die Vader vra om vir die Heilige Gees te gee. En die Heilige Gees hy's omnipotent, hy's omnipresent, betekende, hy's oral op dieselfde tyd, hy's oral
He's everywhere all at the same time. So it is amazing om te weet hoe dat hy opereer, hoe dat hy werk. Hy is hier, maar hy is in Amerika. Hy is in Amerika, maar hy is in Nigeria. Hy is in Nigeria, maar hy is in Afrika. Hy is in Afrika, maar hy is in Amerika. Hy is all over. Hy is nie op een plek. Onthou toe Jesus hier was, as Jesus in Galilea was hy nie in Jerusalem nie. As hy by die see van Galilea was hy nie in Kana nie. So hy sê, is beter dat ek gaan, because as ek gaan, dan gaan ek die Heilige Gees stuur, en dan gaan die Heilige Gees, hy gaan op dieselfde plek wees, op alle tye. So vandag staan ons, is nou 1 uur in Suid-Afrika in, maar in Ghana is dit nou 11 uur in die oggend, maar in Amerika is dit nou 6 uur in die môre. In Canada is dit 4 uur, you understand what I'm saying? Maar hy is op al die plekke, alle kontinente, met verskillende tydsberekeninge, all at the same time. En nou sê die Heilige Gees, nou sê die woord van die Here vir ons, Jesus ontmoet die vrou van Samaria, en hy praat met haar, en hy sê van, julle Samaritaanse mense, julle weet nie wat julle aanbid nie. Hy sê, maar as 'n tyd wat kom, en is nou, sê Jesus van, wanneer die Vader soek ware aanbidders, die wat hom sal aanbid in gees en waarheid. The time is coming, and it is now, that the Father seeks such worshippers that will worship him in spirit and in truth. Nou, ons kyk na, ons lees dit, ons dink ons verstaan dit, ons dink ons het dit, en dan toch baie keer het jy dit nie. En wat Jesus vir ons sê, hy sê, ons kom in 'n tyd in, die Johannes preek, en hy bring ons in 'n tyd in, waar al wat die Jode doen, en al wat die Fariseërs doen, al wat die skrifgeleerdes doen, hulle challenge vir Johannes en vir Jesus met die law, hulle challenge hom, en hulle sê, maar die wet sê so, en die wet sê so, en Jesus sê, maar mens, Johannes preek, die koninkryk, Johannes praat nie nou met wette nie, Johannes praat van die koninkryk, en hy sê in Johannes 1 sê, die een wat nou kom, Jesus, die een wat nou kom, he comes in grace and in truth. He doesn't come to make away with the law, he comes to fulfill the law. En ek en jy moet vandag by 'n plek kom waar ons verstaan, om die Here, mense, dit is diep, om die Here terug te bid, en om 'n desire te hê, om 'n verlange te hê, vir die Here, om terug te kom, gaan nie uit jouself uitkom nie, het is die Heilige Gees, wat met jou te doen gaan word. Jy en ek gaan met 'n dieper verhouding hê, met die Gees van God, met die woord van God, om te kan bid, Here kom haal ons, want weet jy wat, ons moet nie confused wees, om te sê, die land se wette gaan nooit verander nie, so Here kom net, die geldsake, die rand gaan nooit sterker word nie, so weet jy Here, u moet nou kom, my kinders gaan toch moet verander, Here, ek is moeg van my huwelik, so Here, u moet kom, dis nie hoe die Here gaan kom nie. Kan ek jou sommer vandag klaar sê, my mens? Dis nie hoe die Here gaan kom nie. As jy getroud is vandag, of jy is verlief, al wat jy wil doen is, jy wil in die persoon se teenwoordigheid wees. Jy wil die persoon, jy wil nie, die mens moet bel, die persoon moet hier wees, ons moet trou, want ons wil vir ewig met mekaar wees. As jy nie die gevoel het, vir die seën van God nie, my mens gaan hy nie kom nie, as die bruid hom nie verwag nie, en as die bruid hom nie verlang nie, in die gees en uitroep, let the spirit and the bride say come, as ons nie die het nie, my dierbare, gaan ons wag, tot ons wag, en niks gaan gebeur nie. Die Here is besig om die bruid gereed te maak, met 'n diepe uitroep, 'n diepe verlange, nie na wat ek nie kan kry nie, of wat aan my gebede nie geantwoord is nie, nee, so nou moet die Here sommer kom, nee, ek moet 'n uitroep hê, en 'n diepe uitroep, 'n diepe verlange, 'n diepe geestesuitroep, dat die Here moet kom, om ons huis te vat, omdat ek met hom wil wees. Het jy wat ek sê? Nie omdat ek wil die benefit hê van strate van goud, en ek wil die benefit hê van, daar gaan jy geen trane meer wees nie, en ek gaan nie meer huil nie, en al hierdie goedes wat ek nou so, wat ek kan nas opkom nie, hierdie goed gaan alles verby, nee my mens, dis nie hoe die Here gaan kom nie, die Here gaan kom vir die wat hom wil sien, vir die wat wil met hom wees, because you've got to understand, and I've got to understand, that heaven is the guarantee. When I go, sweets of gold it's part and parcel of the blessing. But that's not why I want to go. I want to go to heaven because I want to be with Christ. So as ek met my bruidegom wil wees, if I don't desire him, he's not coming. Ons moet dit verstaan. So die Here is besig om sy bruid te prepare, om te sê, Here, whether you bless me or not, that's not even the point anymore. Whatever I desire, mense, jy moet by 'n plek kom in jou lewe, en jy kom net dit in maturity in. Wanneer ons mature in die Here, hoe verder ons gaan in die Here, gaan jy agterkom dat, Here,
Hierdie ding wat ek wil hê, dit wat ek wil belangstel, dit maak geen saakie. Whether you give it to me or not, it doesn't even matter anymore. The key is, die belangrike ding is, dat Here, ek gaan vir U sien, en ek gaan in U teenwoordigheid wees, en ek gaan wandel waar U is, en ek gaan wees, ek gaan wees in 'n plek van vrede, want dis waar U is, dit is wie U, en ek wil by U voete wees, ek wil wandel saam met U. Ek wil nie by U wees oor die benefit van wat U kan gee nie. Ek wil nie by U wees omdat ek nie weer wil deel met die goed op die aarde nie. Ek wil nie by U wees because ek is so moeg vir my man nie. Ek wil nie meer, ek is so moeg vir my stryd nie. Dis nie hoe dit gaan wees nie, my mens. As jy nie 'n verdiepe uitroep het en 'n verlange na die Here toe nie. Jesus sê vir die vrou van Samaria, hy sê, die tyd het gekom, my dierbare. The hour has come where the Father seeks such worshippers, they that will worship Him in spirit and in truth. Wat is die truth? Jesus is die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord is die waarheid. As ek en jy wil weet, maar hoe moet ek die Here dien? Hier moet ek die Here dien. Ek moet hoor wat die skrif sê, sodat strome van lewende waters uit my binneste kan vloei. As jy lees Johannes 15, dan sê die Bybel vir jou klinkklaar. Hy sê, if you remain in me and I remain in you, then everything that you desire, if you ask it in my will as my representative, the Father will give it to you. So nou, wanneer ek binne die wil van die Here bly, en in die eerste plek kinders van die Here, wanneer ek in die wil van God wandel, dan gaan ek in die eerste plekkie vir die Here sê, o Here, maar ek wil nou trou met iemand van Hollywood hier. Do you know what I mean? O Here, ek wil nou 'n huisie wat daar agter by die see afhang nie. I'm not going to ask things, not that it's impossible, maar ek gaan nie goedes vra wat my vlees satisfy nie. Jy weet wat ek sê? Ek gaan nie goedes vra wat my vlees kan, wat ek wil vir jou wys, my man vlieg uit in Amerika, my huis hang op 'n rak, op 'n rand van 'n bergie, ek ry 'n kar wat se deure op. That's not hoe die Here werk. Partykeer vra ons die Here, en hoor my vandag. Partykeer vra ons die Here goeders, en hoor my vandag. Partykeer vra ons die Here goed, want ek wil my broer spyt. Partykeer vra ek die Here vir 'n seëning, want ek wil wys hoe die Here van my geseën het. En in die meantime, is dit nie die seën van die Here nie. In die meantime is jy in skuld in. En dis waar ons die fout maak, want as ek die koninkryk gesoek het, en die wil van God nagejaag het, dan die goeders wat ek wil gehad het, ek sal nooit myself in onnodige skuld gekry het nie. Ek sal nooit van myself en by voorsiening sal kant opgejaag, want ek wil vir jou wys hoe trek ek aan, van hoe ek is die geseënde van die Here, en hoe it's good all the time, and all the time the Lord is good. The Lord is not the author of confusion, kinders van die Here. Die Here se woord is ja en amen, en sy woord is die waarheid. En Jesus sê vir disippels, wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy hulle lei in alle waarheid. Wat se waarheid? Die waarheid wie hy is. Daar is nie leuns in die Here nie, daar is nie bedrog in die Here nie, daar is nie valsheid in die Here nie, daar is nie confusion in die Here nie. Die Here se woord is 'n strydlyn, my mens. Hierdie Bybel, ons kan maar toemaak. Hy gaan nie anders omgeskrywe word om vir jou te fit nie, en nog minder om vir my te pas nie. Die Bybel is klaar geskrywe. Hierdie Bybel is klaar geskrywe tot in alle eeue. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar 'n woord uit hierdie Bybel uit van jou en my sal nooit verbygaan nie. Wat beteken, hierdie woord gaan nie vir jou verander nie, hy gaan nie vir die koning verander nie, hy gaan nie vir die president verander nie, hy gaan nie vir staatspresident, hy gaan vir niemand verander nie. Ons gaan moet verander volgens hom. Klaar. So ek en jy ons word gechallenge, ons word, ek wil amper sê, as ek van myself praat, voor my bors gevat en gesê, rise up and become who God has called you to be. Rise up and man up to the truth. Want baie keer wil ons as kinders van die Here, en ek gaan dit nou reguit sê, baie keer wil ons as kinders van die Here, ons wil hê die kerk moet vir ons net so lawe my, moenie vir my vermaan nie, because jy my vermaan, dan los ek sommer die kerk. My dierbare, daar's 'n skrif in die Bybel wat vir my leer, God tuig die wat hy lief het, 1:2. As jy nie kan reprimand vat van God nie, as jy nie van God nie, because God tuig die wat hy lief het, en hy bring ons in lyn, en die tuigting is nie om jou te vermink nie, of jou toekoms te weg. Die tuigting is die reprimand van die waarheid oor jou lewe. Jy en ek kan nie Saterdagaande in die dans wees, maar Sondagoggende wil jy 'n worship team speel nie. Nee my mens, dit is nie wat jy kan doen nie. Die waarheid is, ons moet 'n heilige lewe wandel. Die waarheid is, ons moet in die waarheid kom. Die waarheid is, dat die waarheid moet my vrymaak van die leuen wat die vyand oor my gestel het. Kan ek weer sê? Die waarheid gaan maak, as ek in die waarheid kom,
dan breek die waarheid, die leuen wat die duiwel sê is, dat ek is 'n oreerder, dat ek is 'n valse profeet, dat ek is nie waardig om die Here te dien nie. O nee, hoe kom dit jy wees? Het nou eintlik iemand anders in jou familie. My mens, wanneer dit kom by die Here, dan sny die woord wat die waarheid is, my regheid in sy wee in, nie in my wee nie. En dis waar ons moet inkom. Ons moet kom in die volle evangelie van die woord, die volle waarheid van die woord. En jy kan nie in die waarheid kom behalwe dat jy kom deur die Gees van God nie. Want die Bybel sê, Jesus sê, wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy jou lei in alle waarheid. So jy gaan nie waarheid kan verstaan, of waarheid gaan ken, of weet wie jy is in God en in Christus nie. Weet jy wat, ons het nou kinders van die Here, ons het nou dierbares in die Here. Ek praat nie net van een kerkie, ek praat nou globally mense. Waar mense die Here dien, maar hulle is suicidal. Ek op 'n tyd was daar. Ek dien die Here, maar ek wil nou myself my lewe neem. Maar weet jy hoekom ek dit gedoen het? Because ek het nooit verstaan die wil van God vir my lewe nie. Jy het nooit, weet jy hoekom is ons suicidal? Because jy wil hê die Here moet dans volgens jou tune. Hy gaan nie, mense dan kan ek nou maak wat ek wil. Maar die woord van God gaan nie in tune kom vir my nie. Die rede hoekom ek suicidal is omdat ek wil hê die wil van die Here moet dryf volgens my wil. Die rede hoekom ek suicidal is omdat ek wil hê die Here moet vir my hoor en nie ek vir hom nie. Die rede hoekom ek suicidal is, want ek wil nie, I don't want to humble myself in the sight of the Lord so that the Lord can lift me up. I don't want to do that. I want God. So nou lyk my teleurstelling, as die einde van die wêreld. Maar in actual fact is my teleurstelling God se bestelling. En as ek net deur hierdie proses kan kom, want nêrens het ek en jy 'n brief gekry uit die hemel wat gesê het, kyk, die proses loop. Jy gaan 'n man ontmoet met 'n blou hemp en daai man gaan vir jou miskien 2 weke gaan hy vir jou hard time gee, maar moenie worry nie. Die 3de week gaan jy okay wees. Oh, die 5de maand gaan nie meer by die company wees nie. Die 6de maand gaan jy promote word. Ons wil die ding so hê, nou my dierbare, and the just shall live by faith. Hierdie pad wat ek en jy loop, is 'n geloofspad. So of ons nou suicidal vanmôre is, of ek nou hoop het vanmôre, en ek voel ek het nie meer hoop nie, ek sê vir jou nou, ek en jy moet in die waarheid inkom. Die waarheid is die enigste ding wat ons vry maak. Die Bybel sê die waarheid gaan jy ken, en die kennis van die waarheid gaan jou vry maak. So ons kan nou weer wil drink, ons kan weer wil rook, jy kan nou weer wil tik, jy kan nou weer wil okkapyp rook, jy kan nou weer, whatever ons wil doen, jy wil nou drugs vat, ons kan, die woord gaan nie verander nie. Ek en jy moet buig voor die woord van God, dis waaroor dit gaan. So nou wil ons wil die Here sien kom, maar hy kom maar ek gereed is. Kom ek sê op vir jou nou my kind, my dierbare, my seun, my broer, my suster, my pa, my ma. Kom ek sê op julle, nie een van ons is reg nie. Nie een van ons moet in heiligmaking inkom. Ons moet in buig voor die woord. Ons moet in lyn kom met die salwing van die Heilige Gees. Want as jy reg kyk na ons lewens, ons wil alles hê wat aards is. Ek wil 'n huis hê, ek wil 'n kar hê, ek bid vir dit, ek bid vir blou jerseys, ek bid vir 'n jean, ek wil oor see gaan, maar ek het niks gebid die wil van die Here nie. En hierdie is die goeters. There's a time coming, and it is now, when the Father is seeking true worshipers, ware aanbidders, die wat my gaan aanbid, sê God, in gees en in waarheid. Dit beteken, die leuen van die duiwel het geen mag oor my nie. Die krag van die duiwel, wat hy gehad het 10 jaar terug oor my, hy het nie meer reg oor my nie. Hy het geen krag, hy kan niks aan my doen nie. Want nou besef ek, that, listen to me, ek gaan in Engels sê, that I am seated in Christ in high places. So wat ek verstaan is that because I'm seated in Christ in high places, that I am no longer under the authority and the instruction of the Holy Ghost. En die duiwel kan my nie meer 'n moer van links na regs in die kant toe nie. Nee, nou stap ek in die volle waarheid in, wat die Here vir my sê, dat ek is meer as 'n oorwinnaar binne in hom, nie in myself nie, binne in hom. En dit wat ek kan oorkom, is as gevolg van die krag van die Heilige Gees binne in my. Nou ek dink ek het laasweek gesê, ek is nie seker nie, maar ek gaan dit nou sê. Jou en my, ek het laasweek gesê, jou en my salwing, hoe hoor ons gaan in die Here, het te doen met hoe obedient jy is aan die woord van God. So, jy wil baie keer wil ek sê, o Here, ek wil vir u goed bemagtig, o Here, ek wil dit, maar weet jy wat, maar in die meantime, kan jy nie in sy simple instruction uitvoer, 'n simpel ding soos, die Here sê vir jou, bless hy suster met 'n R100, nie maar Here, ek het dan net 'n R100, is dan al wat ek het, maar die Here het niks vir jou gevra van wat het jy oor nie, hy het vir jou gesê, gee die vrou of gee die man die R100, gee dit vir die mense,
En wat jy doen is, jy hou dit vas. So nou wil jy die Here moet jou gebruik, maar jy kan nie eens daai instruksie, kan jy nie eens uitvoer nie. En laat ek jou nou vertel, jy kon nie die R1000 ontvang het nie, want jy het hierdie R100 losgemaak nie. So nou is 'n gee en 'n gee. Maar hierdie gee is 'n geloofsgee, en ek gee nie omdat ek so staan nie. O Here, wat gaan jy nou vir my gee nie? Nee, ek gee because hy sê vir my ek moet gee. Nou sê ons, maar Here, ek wil hê jy moet my gebruik, en hoe Here, ek wil hê jy met my salwing, ek wil dieper in die Here gaan. Dan gee ek vir jou iets simpel, wat jy en ek nie eens kan trace, maar hy sê Here nie. Ons kan nie eens, ek het 'n paar weke terug soos ek op die radio, ons weet ons Saterdag wanneer ons spreek, jy weet mos nou, of jy in 'n worship team doen, of wat bidder is, jy moet in afsondering kom. Jy kan nie 'n pastoor wees, ek wil sommer nou sê my dierbare, of 'n worship leier, of 'n nie worship team wees, of 'n intercessor vir 'n bediening, en vir jou leier, maar jy's op 'n Saterdag aand by 'n braai nie. Kom ek sê vir jou, ding gaan nie werk nie. Jy moet in afsondering wees by God, en intree vir God se huis. Hoekom moet jy dit doen? Sodat mense tot bekering kan kom. Ek wil nou vir almal wys, nee, jy moet in jou kamer kom, my mens, jy moet jou hare was, indry, blou, jy doen wat jy doen, solo, maar jy in kook, halfte van jou kop, maar jy wees in gebed, wees ingetoe, en bly gefokus op môre, want môre gaan oor, die Here se wil moet geskied, die Here moet môre sê gang, die Here, die Gees van God, moet môre mense red, so is hy nou van, ek is hier, en ek is daar, en ek is in die waterfront, en ek is by, wat is hierdie winkel se name nie? Ek is nie nou daar nie. Ek is in preparation vir die koms van die Here. Vir die koms van die Here in môre se diens. Want ek kan nie nou bekostig nie. Ons is, weet jy wat is ons nie? Weet jy wat is ons nie? Ons is nie souls driven nie. Ons is nie souls driven nie. Ons is nie siele gedreef nie. Wat beteken, dis hoekom ek vat nie eens nou wat aangaan nie. Because why? Om siele te wen is die prioriteit vir my nie. Maar hy is 'n kind van die Here. Nou waar staan Matteus 28 dan? The Great Commission, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. My dierbare, kan ek jou 'n vraag vra? Jy wat nou ingeskakel is, het jy al een siel vir die Here gewen? Het jy al een siel vir die Here gewen? Kom ek antwoord jou. 90% van ons gaat sê nee. Ons dink nie eens daaraan nie. Is iets in jou. Nie maar die apostel moet mos siele wen. Nie maar die pastoor moet mos siele. Nie maar die mense preek mos van die pulpit af. Nie maar as moet mense, my mens, wat doen jy? Wat, as die rol getrek word, as die siel gebreek word en die rol word gelees, wat gaan in jou boek staan? Wat het jy gedoen vir die koninkryk? What did you do to enrich the kingdom of God? Was it dit about you and me and myself? En ek is nou so ontsteld, want die Here antwoord nie vir my nie, maar jy het nooit die hart van die Vader gehad nie. Jy wil die belofte van die Here beleef, maar jy het nie die hart van die Vader nie. Nie, my dierbare, kom in lyn met God. Ons moet in lyn kom met God. Ek wil alles hê wat die Here vir my het, maar ek wil nie doen wat hy vir my sê nie. Ek kan nie eens jou R100 release nie, maar ek wil R1 miljoen blessing receive. Nee. Ek kom vanmôre om aan jou deur te klop en vir jou te sê, word wakker. Die kerk van die Here Jesus moet wakker word. Die Here is op pad en hy kom nie vir 'n bruid wat laat is nie. Hy kom nie vir 'n bruid wat slaap nie. Hy kom nie vir 'n bruid wat confused is nie. Hy kom nie vir 'n bruid wat sit en gaap nie. Hy kom vir die wat in die gees wakker geword het. Weet jy hoe kom hy? Hy kom vir die wat se lampe brand. Hy kom nie vir die wat gaan lampolie soek het nie. Hy kom vir die wat die vuurkrag van die Heilige Gees binne in hulle het, wat brand, my mens. Jy gaan weet, ek weet nie wanneer hy kom nie, maar ek is gereed vir die koms van die seun van Dawid. Ek is gereed vir die seuns van God. Ek is gereed vir die bruidegom, van my lamp brand, die olie in my lamp brand, die salwing van die Heilige Gees. My mens, ek slaap, maar ek slaap nie. Ek droom, maar ek droom iets anders. Ek sien, maar ek sien anders. Ek hoor, maar ek hoor iets anders. Mag die Here jou seën. Mag ons kom in die voorbereiding van die bruidegom, en mag ons wees soos die vyf wyse maagde wat se lampe gebrand het en hulle het olie gehad, nog meer om seker te maak hulle word nie onkant gevang wanneer die bruidegom kom nie. Mag die Here jou seën.